Daar sê, goeiemôre aan elkeen, soos julle gehoor het, ek is Irma se man. Dis wie ek is. Gewoonlik by al die gemeentes waar by ons betrokke was sy gewoonlik Dani se vrou, so nou is dit my beurt om te wees Irma se man. Sommer net lekker om saam met julle te kuier en sommer net so 'n bietjie die woord te share, en dit is 'n voorreg. Nou julle moet besef dat ek het 3 jaar laas het ek bedien, gepreek, soos hierdie. So julle is in vir 'n lang preek. Inteendeel, julle gaan deel 1 en deel 2 bywoon. Dit is eerste diens en tweede diens, okay? Nee, sit net lekker terug, geniet net die woord saam met ons en soos ek gesê het, dis sommer net 'n voorreg. Ons is besig met hierdie reeks van Kompas, die koers op die uitnemender weg en daai bumper video wat net gespeel het daar, het dit so mooi gesê van, maar hoe hou ek koers aan wanneer storms net ons tref? Maar ook, hoe hou ek koers en help ek ander om koers te hou? En dit gaan ons 'n bietjie vanoggend lekker saam kuier en gesels. Nou, ek weet nie, wie van julle het al 'n kompas gebruik? En ons gaan nou die army manne se hande sien, ek dink. Ja, daar sê, die army manne, hulle het al, dames ook, well done, die stappers, wie is die stappers wat al 'n kompas gebruik het? Ja, sê, oral is daar ergens al iemand wat 'n kompas gebruik het en nou, ek moet vir jou sê, ek het al 'n kompas gebruik, weet ek presies hoe hy werk? Ek dink nie so nie. Ek is wel hier vandag, maar dis nie as gevolg van 'n kompas nie, okay? Maar ek onthou toe ek 'n jong ouetjie was, nie dat ek nou oud is nie, okay? Toe ek 'n jong ouetjie was, toe het ek so 'n mes gehad, so 'n Rambo mes. Come on. Wie onthou daai? Jy gee jou ouderdom weg as jy dit onthou. Okay? Maar agter op die mes was daar so 'n kompassie wat jy opgedraai het. Binnekant was daar vierhoutjies en toutjies en dit was 'n hele survival kit geweest, MacGyver se next level, sê ek vir jou. Maar hierdie mes was so great geweest om oral in die veld rond te dra, dat ek geweet het hoe die kompas werk. Ek dink nie so nie, maar ek het cool gelyk. Ek het nogal cool gelyk met hierdie mes en hierdie kompas. En dit is nogal so dat in vandag se tyd gelukkig hoef ons nie meer kompas te gebruik om ergens uit te kom nie. Ek meen daar is genoeg toepassings wat ons daarmee help. Dis Waze, dis Navigate, dit is Google Maps. Ek seker daar is nog ander toepassings ook, maar as jy net my verloor het by Waze, dis lewensveranderend. Oor Waze is soos in hulle sê vir jou waar die speedkop staan. Okay. Maar nietemin, daar's ander toepassings wat jou help om ergens uit te kom by jou bestemming. Maar dit is ook so dat daardie toepassings kan nogal mooi help. Maar glo vir my, as die sy nie daar is nie, dan is jy nogal so bietjie in the blind. Jy is nie seker waar om te gaan nie. En ek dink dit is presies wanneer mense amper al terug verlang na, ek wens ek weet hoe werk die kompas, dat ek net weet hoe om daaruit te kom. En dit is so dat 'n kompas is nog steeds vandag 'n tool wat gebruik word in baie plekke, veral waar daar nie sein is nie, okay? Maar dis wanneer die dinge verkeerd loop in ons lewe. Wanneer ons so 'n bietjie sein verloor in ons lewe, wanneer ons so 'n bietjie verlore voel, so hopeloos voel, dat ons amper al wil teruggaan na dit wat ons weet werk. En dit is wat hierdie reeks is. Dis net om so bietjie in ons stormagtige tye, wanneer ons voel daar is nie meer sein nie, net om weer terug te gaan na dit wat ons weet werk. En ek dink dit is presies wat Gerard hulle lekker begin het meer, as jy gaan na 2 Korintiërs toe, en ons gaan dit gou saam met lees, 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4, en hy sê die volgende, hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukkinge. Net tot daar eers. En Gerard het net so 'n bietjie recap gegee daaroor. Gerard het lekker gepraat oor die Vader van ontferminge. Hy is die Vader van barmhartigheid. Hy het meegevoel, hy het medelee en daarom is hy met ons. Verder het hy genoem van Jesus wat ook vir ons vertroosting bring, en hierdie vertroosting wat hy bring, het hy die woord compassion ingesit. Onthou julle dit? Compassion, wat as jy gaan na die Griekse woord toe, splagzitsumai, wat beteken dit is 'n gut-wrenching feeling
soos Gerard maar mooi in sy Afrikaans kon gesê het, is, dit bring jou in beroering. Nou wanneer jy sê beroering, hoor jy die woord roer? Dit bring jou in beweging. Nie in bewing nie, in beweging. En dit is wat Jesus se innig jammer gevoel gedoen het. Hy het nie net iemand gesê sorry vir jou nie. Hy het iets daaromtrent gedoen en dit is wat Jesus. En dan het hy gepraat oor die vertrooster, die trooster ook. En dit is die Heilige Gees, Parakletos. Parakletos to come alongside, to walk with, om in te hak by die Heilige Gees in tye wanneer dit stormagtig is. Hy is die kompas, hy is die een wat die invluistering gee om in ons lewe te rig. Ons het dan ook lekker gekuier saam met Maurice laasweek. Maurice wat so 'n bietjie lekker woord geshare het en hy het sommer net lekker prakties geraak rondom dit en vir ons so 'n bietjie kom verduidelik, maar in hierdie stormagtige tye, die eerste ding wat jy moet doen is jy moet eerlik wees met jouself waar jy jouself bevind. Want jy sien, as jy nie weet waar jy jouself bevind nie, gaan jy nie weet waarna om te gaan nie. Het jy al gesien op 'n toepassing? Daar is wel 'n eindbestemming, maar hy vra vir jou, waarvan af vertrek jy? So daarom is dit nodig om partykeer net eerlik met jouself te wees van waar ek myself bevind in hierdie lewe. Verder het hy ook so lekker gesels rondom die eerlik wees en dan het hy gesê dat God se liefde is 'n vaste punt. Dis nie ons omstandighede wat God se liefde bepaal nie, maar baie keer voel ons dat wanneer dit goed gaan, dan is God regtig lief vir ons en wanneer dit sleg gaan, dan is hy nie lief vir ons nie. Die vaste punt, die kompas, die ware noord is dat God se liefde is, God is liefde, punt. Ons gesels nogal vanoggend juist so oor omstandighede, oor die rugby. Jy kan maar sien, wanneer die bokke wen, dan is almal vriendelik. Kyk net hoe glimlag julle nou mos. Maar wanneer dit verloor, dan word ons baie keer ons vreugde daardeur bepaal. En dis nie wat moet gebeur in storms nie. Ons God se liefde word nie bepaal deur my en jou omstandighede nie. Maar werklik net deur dat hy liefde is. Dat ons ook dan op God kan vertrou en leef uit 'n plek van hoop uit. Okay, dat ek almal se preke klaar gepreek van laasweek. Nou gaan ek my preek. Okay. Vandag wil ek so 'n bietjie verder reis in 2 Korintiërs 3 vers 4. En ons gaan daarna vers 4 toe. Sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos is. Paulus het hier vir ons kom lig hier vir my en jou uit dat ons gaan deur al hierdie verdrukkinge en wat met ons gebeur is eintlik dat ons weer vertroos kan word, maar sodat ons ander ook kan troos. Sodat ons ander kan troos. Ons praat baie keer sommer net so wanneer ons gesels oor hierdie tipe van goeters, dan het hierdie woord al by my opgekom, we are wounded healers. Het jy dit al ernstig gehoor? Nou, hier is dit presies dit. Die dinge wat ons deurgaan, die omstandighede wat ons baie keer deurgaan, maak dat ons ook ander daardeur kan help. Maak dat ek al die pad gestap het. Ons spog nie oor al die littekens wat met ons saamdra nie. Inteendeel, Paulus, wanneer hy verwys na dit wat hy deurgegaan het, is hy nie besig om 'n pity party bymekaar te maak en sê, kry my jammer, ek het al hierdie dinge beleef nie. Hy kom lig dit vir my en jou uit dat hy het self deur dinge gegaan. Wanneer ons op deur dinge gaan, dan is dit nie daar sodat ander ons jammer kry, maar sodat ons daardeur kan werk. En dan word ons die hoopdraers. Dan word ons die wat die koers kan aangee as gevolg van dit wat in my en jou lewe gebeur het. En kom ek verduidelik dit so. As jy my 3 jaar terug, okay, nou weet julle ek is omtrent so 3 jaar in George, okay? As jy my 3 jaar terug gevra het, hoe ry jy van Hartenbos af na die Kaap toe, na Kaapstad toe? Dan sou ek 10-1 vir jou gesê het, kom ek kyk vir jou, en ek sou op die toepassings gegaan het, en ek sou gekyk het en gesê het, jy moet daar draai, jy moet hierdie doen, en jy moet dit, en ek sou vir jou al die directions kon gegee het, as gevolg van dit wat ek raak gelees het, van dit wat ek opgeswat het, en dit wat ek weet. Maar vra jy my nou,
kan ek vir jou sê, man, jy moet so ry, maar, hey, het jy al ou Meel se pastye geproe? Het jy gaan stop daar by Buffelsjagsrivier en hulle roosterkoek geëet? Inteendeel, hulle hou sommer 'n telling van hoeveel roosterkoeke hulle daar verkoop. Wie het al die pad? Julle lyk nie eens honger nie en ek probeer julle honger kry. Okay. Nou dink julle ek praat net oor kos, ek doen nie, okay? Yes man, ek kan vir hulle ook sê dat terwyl jy daar net verby Buffelsjagsrivier ry, pas op vir die spoedkamera net voor Swellendam, né? Wie het al daai spoedkamera gesien? Okay, wie het hom al beleef? Ja. Ek kan vir hulle vertel, weet jy hoef nie Caledon Botrivier Sir Laurie's pas, né? Ek kyk net of julle die pad al gery het, okay? Jy hoef nie so, jy kan Robertson Woester, Huguenot Tunnel. Jy sien, ek kan dit sê want ek het dit ervaar. Ek het dit self gery, ek het beleef wat dit is. En so is dit ook in die lewe dat ons kan vir baie mense baie dinge sê uit kennis uit dit wat ons dalk dink die regte ding is, maar wanneer jy dit beleef het, wanneer jy ervaring het, dan is daar 'n ander weight in dit wat jy sê. So. Jy sien, dis ons ervaring, dit wat ons beleef het, wat ons vorm, wat ons kom kultiveer, as ek dit dan so kan sê, om te sê dat ek kan met gesag praat. Paulus kan met gesag praat. As jy wonder of hy met gesag kan praat, gaan lees net, dit is in Korintiërs, ek dink 2 Korintiërs 11. As jy wil weet wat hy al deurgegaan het, die verdrukking, die storms wat hy beleef het, 5 keer 40 houe op een na, so 39 houe, 3 keer geslaan met stokke, 1 keer gestenig, 3 keer skipbreek gelei, gevare van riviere, gevare van rowers. Dit klink vir my of daar 'n erger plek is as Gauteng. Maar hy het hierdie dinge beleef. So hy spog nie met sy lyding lang-ei nie. Hy spog nie daaroor nie, maar hy kom sê iets en daarom kan hy hierdie skryf wat hy kom sê, want hy het nie altyd plain sailing gehad nie. Hy het nie alles loop reg, altyd reg lewe gehad nie. Julle het nou gedink ek gaan sê Toyota. Toe loop alles nie altyd reg nie. Die Toyota het ook al vasgesit. Ja? Ek kan nie vra dat jy jou hand moet opsteek as jou Toyota vasgesteek. Moenie worry nie. Hy bevestig inteendeel Paulus self, bevestig hy iets daar in Filippense 3 vers 14 wat hy sê, maar een ding. Hierdie een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Hoor jy iets rondom roeping? Hy laat dit wat met hom gebeur het, hom eerder vorm om te wees en in hierdie roeping in te stap om dan 'n koersaanwyser te word. Hy het iets beleef, maar dit hou hom nie terug nie. Hoeveel keer in ons eie lewe beleef ons iets en ons dra dit saam met ons, sodat almal net saam met ons moet, hoor my gou vanoggend. Wanneer jy vergeet dit wat agter is en uitstrek na dit wat voor is om die hoë roeping in Christus Jesus te verkry, is jy besig om dit wat gebeur het in jou lewe uit te leef en koers te gee vir mense rondom jou. Is dit nie 'n baie beter lewe nie? Ja, hy gaan verder in daai vers 17 sê hy, ag man, wees 'n navolger van my. Jy sien sy lyding met 'n lang ei het nou geword dat hy ander kan lei met 'n EE. Op partykeer wil ons net lang ei lei wees. So ek weet nie of ek nou reg het gekom het, maar jy verstaan. Nou, wat is dit wat ons nou al geleer het? Wat ek nou al geleer het in my lewe? Hey, ek het ook nie alles plain sailing gehad nie. Hoor, ek was darm nog nie met stokke geslaan nie. Wel met, ek weet ek gaan net daar gaan nie. Ja, ek sal nie my vrou nou hier aanhaal nie. Okay, ek het uithaal nie aanhaal nie. Maar nietemin,
Ons het al hierdie dinge beleef en wat ek al beleef het en vanoggend kan hierdie woord vir jou klink, ja, Dani, dis maar baie elementêr en it's fine. Weet jy wat? Partykeer is ons so besig met die moeilike dinge te probeer uitsorteer en die toepassing in ons lewe reg te kry, dat ons vergeet maar die kompas, die doodeenvoudige kompas wat altyd nog werk nog steeds. So, eerste ding wat ek net vandag vir by jou wil los is, ons gaan nie alles verstaan en weet nie. Ons gaan nie alles verstaan en weet nie. Wat ek wel uitgevind het met my Rambo mes en my kompas, dat wanneer ek in die veld gestap het en nou moet in een of ander rigting beweeg en ons sê vir mekaar in ons bende, ons gaan noord. Het ek my uitgehaal en ek het hom gewys, okay, dis noord, ons gaan hierdie roete. Maar as ek hom uitgehaal het en ek weet dit is die rigting waarin ek gaan, het nie al die bome plat geval nie, die riviere het nie opgedroog dat ek daar deur droogsvoets kan trek nie, en die klowe het ook nie opgevul dat ons net kan deurgaan nie. Ek moes nog steeds navigate om sekere dinge om by 'n plek uit te kom. Alles is nie net straightforward, ons weet alles en ons verstaan alles nie. Jy sien, in ons lewe moet ons rondom sekere dinge, uitdagings, storms in ons lewe navigeer. Ons verstaan nie die hoekoms en die waaroms nie. Die bome van onsekerheid in ons lewe val nie net sommer plat nie. Die riviere van angstigheid droog nie net op nie, jy gaan partykeer daardeur moet swem. Die klowe van siekte is nie net sommer, dit word opgevul en dit gaan weg nie. Partykeer moet jy daardeur navigeer. Ons verstaan nie hierdie dinge altyd nie. Verstaan nie hoekom, waarom. Daarom is dit nodig dat ons verstaan dat die kompas vir ons die koers kan gee. En dis wat ons na die regte bestemming toe bring. Na die regte bestemming moet bring. Ons moet wel dit oorsteek, ons moet dit verbykom. Inteendeel, die profeet Jesaja skryf ons daarso baie bekende gedeelte. As jy deur die riviere gaan, dit sal jou nie oorstroom nie, deur die vuur, dit sal jou nie brand nie skroei nie. Julle ken daai gedeelte en ons haal hom maklik aan, want hy gaan eintlik verder, want ek is met jou. Inteendeel, wat hy daar probeer sê is dat hierdie dinge gebeur met ons. Jy gaan deur riviere gaan, jy gaan voel of die vuur vir jou verteer. Maar hy stop nie daar nie. Hy sê, want ek is met jou. Ek verstaan nie die rivier nie, ek verstaan nie die vuur nie. Maar ek verstaan dat hy is met my. Dis wat Jesaja sê. David kom en hy wil dit ook sommer so met 'n baie bekende gedeelte gebruik, Psalm 23. Om te sê, wat sê David? David is ook ou wat 'n bietjie storms beleef het. Ook vers 3 en 4, okay? Vers 3. Hy verkoop my siel. Hy lei my in spore van geregtigheid. Hy kan jou net in spore lei as iemand spore getrap het. Miskien het jy die spore getrap waarin iemand anders te moet sien, maar dit is hoe 'n man en 'n vrou staan in geregtigheid, nie teenstaande die storm nie. Miskien is dit jy wat dalk moet kyk na iemand wat in geregtigheid staan en besig is om spore te trap en sê, maar ek wil ook sulke spore trap. Ek sê altyd vir my kinders, ek wil hê julle moet in my voetspore volg, maar julle moet groter spore trap as ek. Is dit nie wat ons vir mekaar moet wees nie? Spore van geregtigheid. Hy gaan verder, hy sê daar, al gaan ek ook deur, eers om sy naam ontwil, nie laat ek dit nou vergeet nie. Hoeveel keer het jy en ek het dit nie al beleef, dat eers wanneer ons deur hierdie storm is, dan besef ons, hey, maar hierdie is eintlik net om God te verheerlik. Maar wanneer ons in die storm is, dan voel ons, maar die Here is besig om ons hier te crash, en dis nie hy wat dit doen nie. Hierdie omstandighede vorm jou en my, om sy naam ontwil. Hoe amazing is dit net nie? Dat jy vir sy naam ontwil, iets kan leef, koers kan gee, kompas kan wees. Julle lyk so opgewonde.
Wow. Miskien is dit net ek wat so opgewonde is. Maar hoor gou, om sy naam ontwil. Hoeveel keer het dit in al jou lewe gebeur, as dit klaar gebeur, dan sê, dis net die Here. Dis net die Here wat ons hierdeur gehelp het. Is dit nie Kabous wat dit een keer gesê het op 'n TV-program? Wat sy gesê het van die boer wat eendag gesê het van, as die Here ons hierdie jaar nie help nie, sal dit die eerste keer wees. Ek kan getuig daarvan, ja, om sy naam ontwil, om hom te verheerlik. Hy gaan dan verder, hy sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u stok en u staf, die vertroos my. Hier is ons sommer gou weer by vertroos. Stok, dit bring beskerming. Staf, dit gee rigting. So as ek vir julle gou die sommetjie kan maak, wanneer jy veilig voel, beskerming, plus jy weet waarna toe om te gaan, rigtinggewend, dan bring dit vertroosting, is gelyk aan vertroosting. Het jy daai sommetjie? Dis die lekkerste som wat jy nog in jou lewe sal onthou. Wanneer die stok plus die staf gee dit vertroosting. Wanneer jy beskerm en jy het rigting, het jy vertroosting, het jy 'n vrede, het jy 'n weet, het jy 'n paraklesis van hy is met my, hy is by my, hy is saam met my. So. Die wyse Salomo sê ook so iets van ons gaan nie alles verstaan nie. En dit lees ons in die skrifgedeelte daarvan, Spreuke 3 vers 5, ook bekend, né? Nogal bekende gedeeltes wat ons aanhaal, maar ek wil jy moet dit hoor weer vanoggend, want partykeer sê ons al hierdie goedes, maar ons verstaan nie hoekom ons dit sê nie. Hier kom hy en Salomo sê ook vir hulle, man, moenie vertrou op die Here met jou hele hart, jou wil, jou intellek, jou emosie, en steun nie op jou eie insig nie. Jy gaan nie alles verstaan nie, jy gaan nie alles weet nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Self Salomo, ek sien hier is heel wat wyses hier onder ons. Dit het niks met die haarkleur te doen nie, okay? Ek sien net sommer in julle oë, julle is wys. Partykeer gaan ons nie verstaan nie. Maar ek vertrou op die Here met my hele hart, my wil, intellek, emosie, my denke. Ja. Nou, Paulus gee ook raad. Ja, ons het nou al Jesaja, Dawid en Salomo, nou het ons vir Paulus. Paulus gee ook raad en hy gee dit vir sy geloofseun Timoteus. Hy sê die volgende daarso in 2 Timoteus 1 vers 12. Hy sê, om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge. Gaan ek ook deur hierdie moeilike omstandighede, maar ek skaam my nie. Wow, net gou daar. Hoeveel keer kom ons nie in storms nie, dan skaam ons onsself vir waar ons bevind. Paulus sê, man, jy skaam jou nie daaroor nie. Om hierdie rede ly ek, maar ek skaam my nie daaroor nie. Ek dink hy was hier in die tronk gewees. Ek skaam my nie daaroor nie, want, hier kom hy, ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig, hier kom die weet, die oortuig dat hy mag het om my pand, dit wat hy my toevertrou het, tot die dag toe te bewaar. Ja, wil jy nie saam met Paulus net sommer 'n verklaring in jou eie lewe maak bietjie en sê, Here, ek skaam my nie vir wat ek nou deurgaan hierdie storm nie, want ek weet in wie ek geglo het en ek weet, ek is oortuig daarvan dat U hierdie pand sal bewaar tot hierdie dag toe. Is dit nie amazing net om so 'n verklaring te maak in jou lewe nie? Ek ken nie jou lewe nie, ek weet nie wat se storm jy is nie, maar ek weet hierdie. Hy sal jou nie los alleen nie. Nou, hoe hou ons hierdie perspektief? En hier kom die baie elementêr. Lees jou Bybel elke dag en jy sal groei. Die tweede gedeelte van daai ene het my so bang gemaak dat ek Bybel gelees het toe ek 'n kind was, want ek wil net nie krimp nie. Ek het vir jare so klein gebly en ek het gedink dis omdat ek nie Bybel lees nie, okay? Nee. Die fokus lê hierop. Dat wanneer jy jou Bybel lees en bid, dan gaan jy baie dinge baie beter verstaan en jy gaan daardeur groei. Nou kan julle vir my sê, maar Dani, ek lees my Bybel, of laat ek eerder sê, Ermas 'n man, ek lees my Bybel.
en my omstandighede verander nie. Jy is dalk reg. Jy verander. Dit is wat die woord doen. Dit kom verander ons. Kom verander ons om 'n ander perspektief op dit wat met ons gebeur te kan sien en te kan uitleef. Dis wat ons verander. Daar moet 'n intentionele vars soeke na woordwaarhede in my en jou lewe wees. 'n Bybel lees is nie 'n gewetensstukkie wat ek elke aand moet lees en 'n goeie naggebed wat net 'n goeie gewoonte is nie. 'n Goeie gewoonte is baie goed, moet my nie verkeerd verstaan nie, dis goed. Maar hierdie is 'n intentionele soeke na woordwaarhede in tye wanneer die storms kom. Dat ons gepantser is vir hierdie tye. Man, dat ons gereed is daarvoor, dat ons gelaai is reg om hierdie storms te kan aanvat. Want jy sien, ek weet julle weet ook dit nou, dat magnete beïnvloed 'n kompas se rigting. Is ek reg daardeur? Gee my net 'n ja. Okay. Het ek 'n ja, het ek amper begin ek, dis 'n ander beroep, okay? Magnete beïnvloed 'n kompas. Jy sien die magnetiese velde van opinies, ander se stemme, dalk jou eie omstandighede, gaan jou koers heel moontlik beïnvloed as jy nie 'n vaste punt het, 'n woordwaarheid het wat jy saam met jou kan dra waar jy gaan nie. Ek wil jou uitnooi. Raak honger vir die woord. Raak honger vir die woord. Psalm 119 vers 105, bekende gedeelte, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Hy is 'n kompas. Dis 'n kompas vir my en jou. Bid. Lees jou Bybel en bid elke dag. Gebed. Gebed was nog nooit net bedoel vir my en jou net om 'n wenslysie voor God te bring nie. Dit is eintlik 'n verhoudingsgesprek met 'n lewende God. Jy raak julle nie nou lus dat ons sommer net moet bid nie. Dis 'n verhoudingsgesprek met 'n lewende, barmhartige God. Wanneer jy hierdie sien, dan maak Paulus se woorde wat in Filippense 4 vers 6 tot 7 vir jou sommer baie sin. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes, so dit kan begeertes ook wees, okay? Laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. Sien, dit is wat gebed kom doen in jou en my lewe. Dit bring 'n vrede wat ons nie verstaan nie. Onthou, ons het nou gepraat van, ons gaan nie alles verstaan en alles weet nie. Maar wanneer jy bid, dan is daar 'n verstaan en vrede wat kom, wat jou verstand en my verstand te bowe gaan. Jesus self het dit beleef. In sy uur van angs, voor sy kruisdood, gaan word hy stil en hy nooi 'n paar van sy disippels saam. Sal nou 'n bietjie daaroor iets sê. Nooi 'n paar disippels saam en hy gaan bid. En terwyl hy bid, kry hy hierdie perspektief op dit wat hy deurgaan en hy kan sê, nie my wil nie, maar U wil, Here. Dit het nie die kruis, die omstandighede weggevat nie. Dit het inteendeel vir hom 'n perspektief gebring van, hierdie is my roeping, my doel, dit wat ek hier kom leef het op aarde, ek is bereid om prys te betaal vir mense wat ek lief het. Wow. Dis in jou stilte tyd, in jou stil wees oomblikke, in jou gebed oomblikke, wanneer die Heilige Gees kom en net ons perspektief op dit wat ons deurgaan, so bietjie kom verander, wat ons dan ook sê, Here, nie my wil nie, maar U wil in my lewe. Hy het gesê, hy gaan terugkom na, hy het sy disippels saamgenooi. Sien, selfs Jesus het dit so geweet, dat hy hoef hier nie alleen deur te gaan nie. En wil ek jou uitnooi, om ook betrokke te raak in mense se lewe. Klein groepe is 'n baie goeie plek om dit te doen. Hier is klein groepe hier,
wat by mekaar kom. Mense wat sê, maar ek is bereid om saam met jou te journey. Jy hoef nie in jou stormtyd jouself te isoleer en een kant toe te trek en sê, maar ek is so skaam vir waar ek myself bevind, dat ek met niemand hierdie wil deel nie, ek sal maar net deur struggle nie. Jy hoef nie. Jy nooi inteendeel mense in jou lewe en sê, maar wil jy nie saam met my bid nie, wil jy nie saam met my wees nie, wil jy nie saam met my hierdeur gaan nie. Dis wat Jesus kom doen het. Ek en jy kan dit ook doen. Raak betrokke by klein groepe. Kom ek gaan vir julle gou sê, die Latynse woord vir kompas het 2 begrippe in. Die eerste ene is kom, C-O-M, wat beteken together or with. Dis interessant, né? En dan die passes, dis nou die tweede begrip, to pace out or to measure by stepping. Kom ek gaan dit sommer in my eie direkte Afrikaanse vertaling gee. Om saam afgemeet, berekend te loop. Is dit nie amazing nie? Toe ek hierdie net so 'n bietjie navorsing dit raak lees, toe raak ek so opgewonde en ek wil net hê julle moet ook opgewonde wees, okay? Come together. Passes, step out, measured out, berekend loop. Man, stap saam berekend met mense. Jy hoef nie alleen te wees in hierdie nie. Ons is die kompas van mense in mense se lewens. Dit is die roeping wat ek en jy ook het in ons lewe. Wees jy dan die een wat koers aangee? Wees jy dan die een wat koers aangee? Inteendeel, daar is mos hierdie Afrika wysheid gesegde wat sê, if you want to go fast, walk alone. If you want to go far, go together. Ek wil eerder verder gaan as net vandag. Ons onttrek ons en ons isoleer ons, maar God het ons eintlik mekaar wesens gemaak. Dit is maar net so, om saam te wees. Daar's klomp mekaar begrippe en ek dink in Doxa word dit nogal baie uitgelig van die mekaar begrippe, bid vir mekaar, dra mekaar se laste, bemoedig mekaar, laat ons mekaar aanspoor. Ek wil jou regtig uitnooi. As jy nou nog nie by 'n klein groep ingeskakel het en jy sit in hierdie lewe alleen op jou plek, ek wil jou uitnooi, raak deel van 'n klein groep. As jy nie weet hoe nie, daar by starting point, gaan gee jou naam op en sê, ek wil by 'n klein groep betrokke raak, ek wil net inskakel by 'n klein groep. As jy dit nie by starting point wil doen nie, stuur 'n WhatsApp. Okay, stuur 'n WhatsApp na die kerkkantoor toe, praat met iemand wat hier is. As jy nie dit wil doen nie, man, stuur 'n posduif of stuur 'n rooksein, maar raak net deel van mense se lewe. Jy hoef nie alleen te staan nie. Kom aan. Dis die skaap wat gewoonlik alleen staan, wat dit die ergste ervaar. You don't need to. Raak betrokke. 2 Korintiërs 1 vers 4. Sodat ons die wat in allerhande verdrukkinge is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Daai klink soos 'n roeping in jou en my lewe. Om uit te leef, saam berekend te stap. Jesus self het in Matthew 11, ek sê dit in Engels, sodat jy dit weet. En ek gaan hom in Engels aanhaal, want dit is een van my favorite verse wat ek in die Bybel het. 'n Baie bekende gedeelte van neem my las en my juk is sag, maar hoor gou wat die Engels sê, want Jesus nooi jou en vir my. Dalk daar waar jy in jou storm is, waar jy jouself beleef, nooi hy jou nou. Hy sê, are you tired, worn out, burn out on religion? Is daar storms in jou lewe? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Dan sê hy, walk. Stap berekend. Walk with me, saam my, and work with me, and watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything ill-fitting on you.
heavy or ill-fitting on you. Keep company. Keep compass together with me, and you'll learn to live freely and lightly. Ons gaan nie alles verstaan en weet wat in ons lewe gebeur nie. Ons gaan moet koers hou op hierdie uitnemender weg, deur hierdie woordwaarhede in ons lewens vas te maak. Tyd in gebed te spandeer, sodat ons perspektief weer kan wees dit wat God oor jou en my droom. Verder, maar hy nooi jou ook uit. Kom saam met my. Walk with me. Maar nie jy alleen nie. Walk with others as well. Jy het 'n roeping oor jou lewe, met dit wat in jou lewe gebeur het, om ander se lewe te impakteer en 'n vertrooster vir hulle te wees, 'n rigtinggewer, 'n koersaanduier te wees in hulle lewe. Come walk with me. Bereken saam. Jesus nooi jou eintlik nie net kompas nie, maar kom inpas. And get the unforced rhythms of my grace. You will live freely and lightly. Come walk with me, work with me. Ons gaan dit vanoggend nou vasmaak met hierdie laaste song. En hierdie song se woorde het juist dit in van, hy sê daarso, seisoene kom en gaan. Meer as wat gedagtes kan verstaan. U ewige liefde steeds bly staan. Dis ons kompas. Sy ewige liefde wat altyd sal staan, maak nie saak wat se seisoen jy bevind nie. So ek wil jou uitnooi vanoggend om saam met ons te staan en ons gaan hierdie song sing. As 'n verklaring, eerstens in ons eie lewe, maar ook sommer net 'n plek van, Here, maar hoe kan ek ander mense rondom my u liefde wys en leef deur dit wat ek doen? Hoe kan ek spore van geregtigheid wees vir ander rondom my? Wil jy dit vanoggend saam met my staan? En ek gaan dit sommer net verklaar in my lewe. Maar wil ek jou ook uitnooi, terwyl ons hierdie gaan sing, ons gaan nou afsluit met gebed, en hy gaan dit doen, maar wil ek jou uitnooi om dit te verklaar in jou lewe. Baie dankie.